Ons is besig met die ek is uitsprake van Jesus. En ons gaan vandag met hierdie nagmaal gaan ons praat oor Jesus wat gesê het, ek is die brood wat die lewe gee. Nou kom ons lees Johannes 6 van vers 22. Johannes 6 van vers 22. En net so 'n bietjie agtergrond, hierdie gebeur net nadat Jesus die brood vermeerder het, en toe het hy homself onttrek, en daarna het hy so aangeloop gekom na die boot toe, so op die waters, en Petrus toe nou uitgeklim het uit die boot uit, en nou is hulle weer aan die oorkant. Die mense wat oorkant die see was, het gesien dat daar nie een skytjie is, en net een skytjie is, en geweet dat Jesus nie saam met sy disippels in die skyt geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag kom daar toe ander skytjies van Tiberia af, en naby die plek waar die mense die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie, en sy disippels ook nie, het hulle in die skytjies geklim en na Kapernaum toe gevaar, op soek na Jesus. En toe hulle hom oorkant die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle soek my nie, julle soek my, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie, en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter wondertekens kan u doen, voordat ons dit kan sien, en in u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee tog vir ons altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat die lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my, en tog glo julle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Net tot daar. Dit is 'n interessante verhaaltjie hierdie, as 'n mens nou na die agtergrond kyk, en kyk wat hier gebeur het. Ons almal ken die verhaal van die vermeerdering van die brood, en ons ken almal die verhaal van Jesus wat op die see geloop het, en ons almal ken waar Jesus gesê het, ek is die brood wat die lewe gee, maar het ons nog 'n bietjie hierdie verhaaltjie so gelees en gesien, wat is regtig besig om in mense se koppe aan te gaan. Nou brood is 'n belangrike deel van eeue dat eeue se maaltye, en ons ken brood. Kyk, as jy nou 'n ekstra gaatjie oor het, dan vat jy net 'n brood, en hy maak gewoonlik 'n gaatjie toe. Ons kan amper nie 'n maaltyd sonder brood voorstel nie, of 'n dag sonder brood. Altyd is daar brood deel van 'n mens se lewe, en as jy nou die dag nie mag brood eet nie, dan is dit mos regtig erg, want dit is soos 'n stuk van jou menswees wat van jou af weggevat word, want wat eet 'n mens as jy nie kan brood eet nie? So ons verstaan dat brood 'n belangrike deel is van ons menswees. Maar vir Jesus, in Jesus se tyd was brood letterlik vir baie mense stapelvoedsel. Dit was die kos. Dit is wat hulle gehad het. Dit is
by elke ete was dit 'n belangrike deel van hulle spyskaart, as ons dit so kan sê. Maar daar is een probleem van brood. En jy kan eet, maar jy word weer honger. Hy maak jou nie forever vol nie. En en Jesus gebruik juist hierdie beeld om vir ons vandag te kom sê, daar is iets wat meer belangrik is as die hongerpyne wat ons het wanneer ons nie brood het om te eet. Of wanneer ons lus is vir 'n stukkie brood en daar is nie brood in die huis nie, of daar is nie brood nie. Jesus gebruik dit wat vir ons so belangrik is om vir ons te sê, maar daar's geestelike brood wat belangriker is. En Jesus sê, ek is die brood wat die lewe gee. Hierdie ander brood hou ons net aan die gang, en dan hou dit net 'n rukkie, en dan raak dit klaar, dan het ons weer honger. En dan sê Jesus, wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Dit is die twee dinge wat Jesus vir hulle kom sê. Hy sê, ek is die brood wat lewe gee, kom na my toe, en jy sal nie weer honger kry nie, en glo in my, en jy sal nie weer dors kry nie. En dan bevestig Jesus dit maar net weer in vers 47 tot 51, waar hy sê, wie my glo, het die ewige lewe. En hy sê, julle voorouers het manna geëet, en tog het hulle weer honger geraak. Maar die brood wat uit die hemel kom, sal 'n mens eet, en jy sal nie sterf nie. So, dag of wat gelede, was daar honger mense by mekaar gewees, 5000 mans, so dis omtrent 8 na 10.000 mense wat by mekaar was, wat honger was, en wat nie kos gehad het nie. En waar Jesus gesê het, die disippels na Jesus toe kom en vir hom gesê het, Jesus, maar, hoe gaan ons maak, stuur hierdie mense huis toe, ons het nie vir hulle kos nie. Hoe gaan ons maak? En dan sê Jesus, maar, wat het ons? En dan kom maar 'n seentjie met sy 5 broodjies en sy 2 visies, en dat is al wat hy het. En hulle bring hom na Jesus toe, en hy sê, Jesus, die realiteit is, 5 broodjies en 2 visies, vir 10.000 mense. So, dit kan nie. En dan sê Jesus, kom ons maak die oë toe en ons bid. Ons vra die Vader om die kos te gee. En ons almal ken die verhaal wat hulle uitgedeel het en uitgedeel het en uitgedeel het, en almal het genoeg geëet. En toe hulle na die tyd optel, toe daar baie meer oor as wat hulle in die begin gehad het, om te bied. En hierdie mense was vol verwondering, en hulle het gesê, wauw, wat gebeur hier? En toe hulle dit sien, toe besluit hulle, nee, hierdie ou moet ons koning wees, want dan gaan ons altyd genoeg hê om te eet. En hulle wou met geweld wou hulle vir Jesus koning maak, want hy kan voorsien. Hy vat 5 broodjies en 2 visies en hy voorsien, en hy gee. Dit is nou lekker om so koning te hê, dan gaan ons nooit honger slaap nie, hy gaan nooit weer hoef te werk nie, want hy gaan ons net voorsien en voorsien en voorsien. En ja, hulle sien, hier gebeur iets voor hulle, en hulle vra, is hy die profeet, is hy die Elia, wat na die wêreld toe moes kom? Maar Jesus besef wat aangaan, en hy besef, maar hierdie mense sien nie raak nie. Hierdie mense sien kos raak, maar hulle sien nie geestelike kos raak nie, hulle sien nie raak wie Jesus is nie. En daarom onttrek Jesus homself uit hierdie situasie uit, want hy eintlik is hy hartseer, want die mense sien hom net as die een wat moet gee, die een wat net moet voorsien. En toe Jesus nou weg is, volgende oggend kyk hierdie mense so vir mekaar en sê, hy broodjie en visie was nou lekker, maar ek begin nou weer honger raak, so waar is Jesus nou? Kom ons gaan soek hom, want hy nie ons kan kos gee. En hulle soek hom, en hulle vaart oor en hulle gaan na Kapernaum toe. En daar in die sinagoge van Kapernaum, daar in die kerk, gee Jesus vir hulle die waarheid, die brood wat die lewe gee. En nie die brood wat ons maag vol maak nie. En Jesus sê vir hulle, julle soek my nie vir wie ek is nie. Julle soek my vir wat ek kan doen.
En dit is nogal iets wat amper al 'n skokboodskap deurstuur en sê, hoekom soek jy vir Jesus? Hoekom is Jesus vir jou belangrik? Is Jesus vir jou belangrik vir dit wat hy kan doen, dit wat hy vir jou kan gee, of is hy vir jou belangrik vir wie hy is? En ons moet maar 'n bietjie eerlik met onsself gaan dink oor hierdie situasie. Hoe lyk ons gebede wat ons bid? Is ons gebede baie keer, Here gee vir my dit, Here gee vir dit, Here sorg vir dit, Here voorsien vir dit, Here ons het dit nodig, Here ons het die, of is ons gebede, dankie vir al wat U voorsien, Here, maar dankie dat U die seun van God is, dankie dat U vir ons gesterf het, dankie dat U my die voorreg van lewe gee, dankie dat U my wysheid en insig en kennis gee in situasies, dankie dat U my van die bose bewaar. En dis iets wat ons vir mekaar moet sê is, ons moet oppas dat ons nie soos hierdie mense is en net agter Jesus aanloop, want hy kan voorsien nie. Hy kan genoeg reën gee en hy kan sorg dat daar genoeg bees is en hy kan sorg dat die besigheid goed doen en hy kan sorg dat ons darm enige jare 'n nuwe kar kan koop en hy kan sorg en hy kan sorg en hy kan sorg en hy kan sorg. Want dit is nie wie Jesus is nie. Hy kan. En hy het. Maar dit is nie hoekom hy 'n verhouding met ons wil hê nie. Hy wil nie net na ons basiese behoeftes omsien nie. Hy wil nie net sorg dat jy kos in jou maag het nie. Dit gaan vir hom baie meer as dit. Paas. As jy die pa van die huis net omdat jy kan voorsien, en omdat jy kan sorg dat daar bordkos op die tafel is elke aand. Is dit wat jou pa van die huis maak? Jy werk jou oggend vroeg tot aand laat, jy werk jouself moeg, net sodat daar kos op die tafel kan wees. Is dit hoekom jy 'n pa is? Nee. Dis iets wat jy doen omdat jy wil. Dis iets omdat jy doen omdat dit vir jou gesin, jy doen dit vir jou gesin, want jou gesin is vir jou kosbaar, jou gesin is vir jou spesiaal, jou gesin is vir jou waardevol, en daarom doen jy dit. Maar jy pa, omdat jy in 'n verhouding staan met jou gesinslede. En dit is wat vir jou meer waardevol is van pa wees, is daai verhoudings. Dit is nie maar net die voorsiener nie. En daarom moet ons net ons koppe reg kry en net ook Jesus nie net sien as die voorsiener, as die een wat moet gee. Jesus sê in vers 27, julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en die ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het vir hom die mag daartoe gegee. Dit gaan oor ewigheidskos wat ons moet kry. Dit gaan oor voed ons siele met die brood van die ewige lewe. Gebed wat baie mense bid. En dit moet ons begeerte wees. Here, voed my siel met die brood van die ewige lewe. Dawid sê in Psalm 127, te vergeef dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap en met moeite bestaan maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Ja, ons soek ons moeg. En ons staan vroeg op en ons werk hard en ons gaan slaap laat. Ja, dit is belangrik. Maar as ons dit doen net vir die fisiese lewe, dan is ons eintlik besig om ons lewe op aarde te mors. Want dit gaan vir God baie meer oor vroeg opstaan, laat gaan slaap, hard werk. Dit gaan vir God daaroor die verhouding wat ons met hom het. Hy voorsien. Hy gee. Ja, men moet vroeg opstaan, jy moet laat gaan slaap, maar dit moet nie jou fokuspunt van lewe wees. God moet jou fokuspunt van lewe wees. En dit is wat Dawid vir ons wil sê, en dit is wat Jesus vir ons wil sê. Ons werk hard. En ek gee vandag erkenning aan elke pa en elke ma wat hard werk om die gesin aan die gang te hou. Maar mens werk naderhand so hard dat jy
dat jy eintlik net werk en amper nie meer lewe nie. En dat jy amper nie meer by die Here uitkom nie. En daarvoor moet ons versigtig wees. As jy nie van die brood van die ewige lewe eet nie, dan gaan jy doodgaan van die honger. Hoor julle wat ek sê? As jy nie van die brood van die ewige lewe eet nie, dan gaan jy doodgaan. En daarom sê Jesus, ek is die brood wat die lewe gee. Ek is die brood wat sal sorg dat jy die lewe vir ewig sal hê. Hierdie mense hoor nie wat Jesus vir hulle sê nie. Want nou sê hulle vir hom, oké, maar wat 'n wonderwerke gaan jy nog doen? Ons voorouers het manna in die woestyn gekry. Wat 'n wonderwerke gaan jy nog doen, sodat ons dan in U sal glo? En dan wonder ek net, wat wil hulle nog sien? Hulle het nou al so 'n bietjie rukkie terug het hulle gesien hoe Jesus 'n regeringsamptenaar se seun gesond maak. Hulle het gesien hoe 'n blinde man gesond maak. Hy het gesien hoe hy die brood vermeerder. Hulle het al soveel goed gesien. Dan vra hulle, wat 'n wonderwerk gaan hy nog doen? En vandag wil ek vir jou vra, wat 'n wonderwerk moet God nou nog in jou lewe doen en in my lewe doen, sodat ons in hom sal glo? Wat 'n wonderwerk moet God nog doen, sodat ek en jy sal besef, maar hy is die Alfa en Omega, hy is God. Of as ons, julle ken nie, daar was nog so 'n film reeds gewees, Ghostbusters. Ek weet nie of hy nog aan die gang is nie, maar dan het nou al die verhale en die goed gekyk het of dit reël is of nie. Maar dit voel amper vir my asof ons as mense baie keer miracle busters is. Want ons wil net seker maar daar nog 'n wonderwerk en daar nog 'n wonderwerk en daar nog 'n wonderwerk en as die Here net hierdie wonderwerk doen, dan sal ek aan hom glo. En as die Here net nog hierdie wonderwerk doen, dan sal ek my lewe aan hom oorgee. En as die Here net nog hierdie wonderwerk doen, en dan is ons soos hierdie klomp mense wat kos uit Jesus se hand uit ontvang het, gesien het hoe 'n blinde man gesond word, gesien het hoe 'n seentjie wat siek is weer gesond word, en dan vra ons net, okay Here, wat nog? Ja, die Here doen wonderwerke, baie, elke dag, in ons almal se lewens. Maar solank as wat ons die wonderwerke raak sien en nie die wonderwerker nie, het ons 'n probleem. Want dan gaan dit vir ons oor die wonderwerke wat kan plaasvind en nie oor die wonderwerker wat dit alles tot stand laat kom. Ons moet Jesus raak sien. Ek hoor so baie keer mense sê, die Here het my 'n tweede kans gegee. En wie van julle het die Here al 'n tweede kans gegee? Kom ons wees nou maar 'n bietjie eerlik met mekaar. Steek my hande op, dan weet ek julle is wakker. Vir wie het die Here al 'n tweede kans gegee? Vir wie het die Here al 'n derde kans gegee? Vir wie het die Here al 'n vierde kans gegee? Sien jy waar wat God in jou lewe doen? Die Here het in hierdie mense se lewens kanse gegee, nog 'n kans gegee, nog 'n kans gegee, nog 'n kans gegee, nog 'n kans gegee, en al wat hulle sê is, okay Here, wat is die volgende wonderwerk? Dan sal ons glo. Jesus sê, glo, en dan sal die wonderwerke net plaasvind. Die Israeliete was in die woestyn
Hulle het niks gehad om te eet nie, en hulle was kwaad, en hulle was ongelukkig, en hulle het gemang, en toe gee die Here vir hulle manna, en hy voorsien in hulle behoeftes, en hy voorsien in hulle basiese behoeftes van kos en water. Maar nou stuur God vir ons in ons geestelike woestyn die manna wat vir ewig is, en dis Jesus Christus. Die manna wat nooit sal ophou nie. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Jesus is die brood wat die lewe gee. En daar is twee vereistes. Die eerste vereiste is, kom na my toe. So maak die keuse om my te volg, kom na my toe. Ongeag wat ek vir jou kan doen, hoeveel wonderwerke ek kan maak, en hoeveel ek vir jou kan versorg, kom na my toe, sonder enige vinskrifte. En jy sal nooit weer honger kry nie. Glo in my, en jy sal nooit weer dors kry nie. En dis wat Jesus vir ons vra vandag. En dan verder in vers 53, nadat die Joodse geestelike leiers probeer het om vir Jesus sy woorde maar bietjie af te maak, toe sê Jesus vir hulle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom uit die laaste dag uit die dood laat opstaan. As jy nie van die liggaam van Jesus eet nie, met ander woorde, as jy nie Jesus aanvaar, deel maak van jou menswees, op hom vertrou vir jou geestelike energie en vir jou geestelike oorlewing nie, en as jy nie van sy bloed drink vir die vergewing van sondes, dan het jy nie die ewige lewe nie. En met hierdie woorde gaan ons dan na Johannes 13 toe. Ruk later is hulle by mekaar en ons lees in vers 18 van Johannes 13. Ek praat nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitgekies is, maar die skrif moet vervul word. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. Dan verseker ek julle, wie iemand ontvang wat my stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Na hierdie woorde het Jesus ewig ontheld geword en openlik verklaar. Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel nie. Die disippels vir wie Jesus baie lief was, het net langs hom aan tafel gesit. Simon Petrus beduie toe vir hom dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Hy leun toe oor na Jesus se kant toe en vra vir hom, Here, wie is dit? Jesus antwoord, die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in die sous gesteek het sal gee. Hy vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom sê. Omdat Judas die beursie gehad het, het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê, gaan koop wat vir ons die Paasfees nodig is, of dat hy iets vir die armes moet gaan gee. Nadat Judas die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. Dit was nag. Ek moet sê, Johannes het nogal 'n manier om 'n ding te skryf. Maar nadat Judas daar uit is, toe was dit nag. Letterlik en figuurlik. En uitdeel is daar 'n sinnetjie wat
ons baie mooi na moet kyk, vers 19. Ek sê dit nou vir julle wat ek is. Onthou julle, verlede Sondag, of voor ek is, stuur jou. En toe sê God weer en hy bevestig, ek is wat ek is. En hier kom Jesus en hy sê, ek is die brood, ek is die lig, ek is die, met die nagmaal gebruik Jesus die woorde wat God weer gesê het, ek is wat ek is. En so bring Jesus die verhaal van die uittog van Egipte en die verhaal van ons uittog uit die sondige wêreld bring hy by mekaar. En hy kom sê vir ons, ek is wat ek is. Jesus is die seun van God. Jesus kan nie sê, ek is wat ek is, as hy maar net 'n mens is nie. En daarom het Jesus die volle autoriteit om te sê, ek is wat ek is, en ek is die brood wat die lewe gee. Die eerste stukkie brood wat Jesus uitdeel is die stukkie brood wat Judas gevat het. En daai stukkie brood het hy nie besef wie Jesus is nie. En hy het Jesus gaan verraai. Die tweede stukkie brood wat Jesus breek, gee hy vir sy disippels en sê, neem, eet. Dis my liggaam. Dis vir jou. En wanneer ons hier aan hierdie nagmaaltyd vra dit van ons om hierdie stukkie brood wat ons vandag gaan ontvang, net mooi vir onsself te sê, en moet sorg dat brood op die tafel is, of is hy die ek is, wat ek is in my lewe. En wanneer ons die beker drink of die wyn drink, om dan te besef, maar sonder Jesus kan my sondes nie vergewe word nie. En daarom sal ek moet seker maak dat ek nie deel is van die menigte wat net na Jesus soek, omdat hy die een is wat kan voorsien nie. Maar dat ek na Jesus soek, omdat hy vir my die brood van die ewige lewe kan gee. Amen. Here, U is die brood wat die lewe gee. En as ons nie van U eet nie, Here, dan gaan ons sterf vir ewig. En ek bid dat wanneer ons by hierdie nagmaaltafel nou by mekaar kom, dat ons sal besef wat 'n groot voorreg dit is om U as ons lewende brood kan ken. Vader, dankie dat U vir Jesus gestuur het, sodat ons gevul kan word met die brood wat die ewige lewe gee, in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vra dat die tafel nou in gereedheid gebring gaan word, en daar gaan 'n lied speel wat ons kan sing terwyl die tafel in gereedheid gebring word. Ek vra dat almal wat gaan bedien, dat julle maar net vir my so langs die tafel kan kom staan.